Kom ons bid saam. Here, ons kan nie anders vanoggend as om so ontsaglik dankbaar te wees nie. Dankbaar, Here, vir die klein goedjies, die feit dat ons vanoggend ons gesig kon was. Die feit dat ons ergens 'n koppie koffie of tee kon gebruik. Die feit dat ons uit 'n warm bed uit kon opstaan. Die feit dat ons nog genoeg krag het om uit die huis uit te kom om saam hier te wees. Dankie vir ons kerkgebou. Dankie vir ons span wat besig is om die veilerige en stikkendrage dele van ons kerktoring mooi te maak. Here, ons is so bevoorreg. Dankie vir lewe. Dankie vir asem. En ons kom vanoggend in hierdie oomblik na U toe. Here, ons harte is vol. Ons het U geloof, ons het U geëer, ons het bewus geword van U teenwoordigheid. Here, U het deur die Gees vir ons kom sê, ek is hier by jou. En Here, ons wil nou kom sit op die skoot, soos kleinkinders op oupa of ouma se skoot wat kom storie luister. Met groot oë, met verwondering, wil ons saam met die woord uit lees en daaroor nadink. En Heilige Gees, ons bid dat dit nie net woorde sal wees, maar dat dit lewende karos woorde sal wees, wat in 'n oomblik van waarheid met ons elkeen deel. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ek lees die teks, jy gaan dit onmiddellik herken, die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Dit is nogal anders as jy sê, die volk wat in groot donkerte gewoon het 'n lig gesien. Want dit sê nie wat die teks sê nie. Die teks sê, die volk wat in donkerte was, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in U teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is en waarmee hulle gedryf is. Elke soldaat se skoen wat in die oorlog gebruik is en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. En dan net vers 5. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Daar is die teks wat in Matteus is, wat Matteus na verwys, as hy praat oor die geboorte van Jesus. Hier is woorde wat nogal vir ons sin maak. Donkerte, volk wat in donkerte geleef het, die juk, soldate skoene, konflik, oorlog, onenigheid, onvrede, stokke wat slaan, wat gedryf, wat mense dryf. Ek weet nie van jou nie, maar dit voel vir my, dit sal nogal lekker wees om op 'n oggend op te staan in 'n wêreld waar daar nie nuus is van oorlog en onmin en vernyn en diefstal en korrupsie en so meer. Dit voel amper vir my, dit is asof die lewe waarin ek is met 'n deksel op het. En die geur van die kos wat op die stoof is, word verdoof. Weet nie of jy dalk ook so voel. Dis asof 'n mens soort van jy's maar besig met jou ding hier aan een kant, maar op 'n manier is jy uitgelewer aan 'n klomp ander goed. En ek dink aan iets soos die back and closer situasie wat ons boere mee sit. Jy het gesien in ons familienuus is daar by die gebedsnotas is daar 'n mooi video daaroor. En as jy dit nie gesien het nie, wil ek jou vra om dit te gaan oopmaak, dit te luister en saam te bid vir ons boere. 3-4 jaar terug het ons 'n back and closer uitbreek gehad en dit was in die nuus en ons almal, al die hekke wat het spuitgoed by gehad en almal het hulle skoene en hulle bakkies skoon gemaak en daar was aksie aan die gang. Vir die afgelope meer as 'n jaar leef ons in 'n back and closer epidemie, maar niemand sê iets daaroor.
En die boere wat stoetvee het, en die boere wat met vee werk, wat slagvee het, wat met slagpale toe gaan, hulle moet trap patrone, om op 'n manier hulle vee reg te hou en seker te maak dat dit nie by die verkeerde plekke kom nie. En ons het nie enstof nie, en daar's nie iemand wat ergens sê, kom ons doen iets. En dit leef so onder ons. Ek onthou die vorige keer, toe ek vir die eerste keer in 'n lang tyd, ek het in my kinderdae back in Clouseer op Kroonstad gehad, maar eerste keer in 'n lang tyd het ek die erns van dit gesien. En nou is dit dieselfde, maar dit eintlik maar so van 'n nagedagte. Daar's altyd en ewig 'n onderstroming. Hierdie teks wat ons vandag lees, is 'n teks vir mense soos ons, en mense wat in 'n dieper donker is as wat ons is. Ongeveer in die 8ste eeu voor Christus is hier hierdie bedreiging rondom die volk Israel, waar hier vyandige lande rondom hulle is, wat hulle inval en wegneem. En hierdie profesie van Jesaja kom na hierdie mense toe, om vir hierdie mense te kom sê, dit lyk asof alles verlore is, maar hier is 'n profesie wat gaan hoop gee. Hier waar Jesaja praat van 'n kind wat gebore gaan word, op wie se skouers die mag, die regering gaan rus. En jy kan dink dat die Jode in hulle verwagting uit hierdie tyd uit gedink het dat Jesus op 'n manier die Romeinse ryk gaan verslaan. Want in Matteus, as hy hierdie teks aanhaal, dan haal hy dit aan in dieselfde tipe tyd waarin Israel onder die Romeinse mag vertrap word, letterlik vertrap word. Hulle eie leiers het hulle uitverkoop, span saam met die Romeinse regering, omdat hulle gedink het dit sal punte koop vir hulle en vir die volk, maar dit het nie. En in vandag in die tyd wat ons leef, het niks regtig verander nie. En dit is die tyd van Epifanie, waar Christus as 'n kind, as 'n babietjie, saam met sy ouers in Kapernaum huis toe gegaan het, nadat hulle in Egipte was vir 'n tyd, en begin leef het, en daar's 'n apokriewe evangelie, die kinderevangelie van Jesus. Dis 'n geskrifgie wat rondgegaan het in die begin van ons tydtelling, wat allerlei stories het oor Jesus wat 'n maatjie wat van die dak afgeval het, lewendig gemaak het, en dis duidelik dat dit nie Bybelse geskrif is nie, dis hoekom hy ook nie in die Bybel beland het nie. Maar dink so 'n bietjie daaroor, dis die tyd waarin Jesus mens geword het en groot geword het. En dis 'n tyd van onderdrukking, dis 'n tyd van worsteling, dis 'n tyd van donker. En hierdie teks wat hy herhaal hy om vir hulle te sê, daar gaan 'n tyd wees wat God, wat Jahwe die juk gaan breek, waar hy nie net die oorwinning gaan behaal nie, maar wat oorlog nie meer gaan bestaan nie, waar dit gaan wegwees. En dis 'n wonderlike boodskap. Dis wonderlik dat mense wat geen hoop het nie, op 'n manier iets hiervan hoor, en dan verstaan ons waarom die herders so opgewonde was toe die engele kom en sê, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid 'n kind gebore. Wat hoor hulle? Jesaja 9. Dis die belofte van God aan ons volk al vir soveel tyd. En Matteus stel hierdie teks op in die tyd van Jesus se begin van sy bediening, waar hy sê, hier is die kind met sy doop, na die dood van Johannes, as Jesus terugkom Galilea toe. Daar het 'n lig gekom. En ek wonder baie keer, as ek aan myself kyk, of ek nie leef soos iemand wat in die donker, sonder lig werk. Versigtig, onseker, ongemaklik. Ek het eendag op 'n kamp
gehardloop om saam met 'n klomp seuns 'n ding te gaan doen. Toe sien ek nie die wasgoeddraad nie. Gelukkig is 'n lae wasgoeddraad. Nie 'n hoë wasgoeddraad nie. Hy was net laag genoeg. Ek het so op die bors gevang. Ek het so vir 6 maande met 'n litteken geloop. Maar ek het hardloop en het my voete heel onder my uitgehaal. En net na die wasgoeddraad was dan so affie. En ek het soos hierdie ouens wat met die fietsse so onderste hoog gaan. Ek het op my maag geland daaronder. Ek het 'n hele salto gemaak in die proses. My wind uitgeval. Natuurlik het die klomp matriekseuns van Grey College hulle doodgelag vir my. Dit was baie snaaks vir hulle. Maar dis wat gebeur as mense in die donker wil hardloop. Dit voel asof mense nie spoed optel nie. Dit voel of mense heeltyd vorentoe en agtertoe gaan, asof jy heeltyd ergens moet vashou plek soek. Dis die simbool wat hierdie teks na ons toe bring. En tog sê die teks, wat die lig doen, is die lig bring vreugde, het hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in u teenwoordigheid, in die lig se teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd. Ek het al by boere gewees in die oestyd. Daar's 'n ligtyd in 'n boer se lewe in die oestyd. Daar's 'n maklike glimlag op sy gesig. Hierdie werk is lekker werk. Ek sien hoe die oes inkom. Soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel as hulle 'n skat ontvang het. En my vraag is aan myself en aan ons as 'n geloofsfamilie is, leef ons in die vreugde van die lig? Leef ons in die vreugde van die lig? Is daar die vreugde van die lig in jou lewe? En dis nie 'n vreemde beeld nie, want ons het onlangs, nie baie lank terug nie, het ons elke nou en dan kragonderbrekings gehad. En dan gaan die krag af in middel van iets. En dan moet jy in die donker rondval om jou flits en jou kers en die goed te kry en almal is mor en is dikbek. Ons het nou nie lig meer nie, die krag is af, ons kos gaan nie gaar word nie. Leef jy in die vreugde van die lig? As al die ligte gelyk aangaan, sê almal, "Yay, die ligte is." Leef ek en jy in die vreugde van die lig? Wat vir mense in die donker hoop bring? Of verblind die lig jou? Jy kan in die donker wees. Jesus het gekom om lig te bring. So wat is my reaksie daarop? Ek kan of dankbaar wees vir die feit dat ek kan sien en kan leef, of ek kan verblind wees deur die lig omdat ek met my eie goed wil besig wees. En dis dalk die tema van vanoggend se vraag. Verblind die lig jou of bring die lig verheldering? Bring dit nuwe insig? Om te kan lig beleef, moet ek lig inlaat. Nee? Om te kan lig beleef, moet ek lig inlaat in my binneste. Ek het in die afgelope week by die week van gebed hierdie skildery ontdek en ek wil dit vreeslik graag met jou deel. Die mense wat saam met my Woensdag was, moet nou nie antwoorde gee nie. Hierdie skildery se naam is The Light of the World. William Holmenand het hom geskilder. En daar aan die regterkant is hy op in die St. Paul Kathedraal in Londen. Dit is 'n baie groot skildery. 'n Skildery met diep simboliek. Jesus wat die lamp in sy hand het. Die teks wat ons gelees het is die teks in Openbaring. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Die een wat vir my oopmaak, by hom sal ek ingaan en fees vier. Die vreugde van die lig. Nou wil ek jou nooi om na die skildery te kyk in detail en te kyk wat sien jy wat kort in die skildery. Gee hom nog so 'n linkerpyl, regterpyltjie. Kyk of jy in die skildery iets sien wat vir jou vreemd is. Dit is 'n pragtige skildery.
Gee hom so 'n linker pyltjie en dan weer 'n regter pyltjie, Piet. Dis hy. Wat sien jy? Wat is vreemd aan die skildery? So nou die aand 'n lekker klomp voorstelle en 'n fyn waarneming van kuns gehad toe ons hieroor gesels het. Iemand? Wat is afwesig of aanwesig? Enigiemand? Sê weer? Daar's nie 'n hand wat die lamp vashou nie. Daar is daar 'n hand. Ons moet dalk vir 'n brief skryf en sê wees beter met jou handskilderye. Nog? Daar's nie 'n kers in die lamp nie. Speel hom weer, Peer. Nee, daar is 'n liggie. Ja. Dis twee baie ooglopende goed. Hou hom nie daar, Peer, is right. Kaalvoete, ons het dit nou die aand ook gedeel, dis mooi. Die dienskneg gestalte van die een wat die lig bring. Nog? OK. Dis mooi. Nog iemand? Jesus is nie die antwoord nie. Ek weet dis die regte antwoord, maar dis nie die antwoord nie. Ag, daar's 'n klomp goed wat ons kan noem. Die goed wat belangrik is in hierdie gesprek, is twee goed. Een klik asseblief, Peer. Die deur waarin Jesus klop het nie handvatsel buite nie. Het nie handvatsel buite nie. Nog 'n klikkie, Peer. Die ingang is oorgroei en duidelik in plaas gebruik. Jesus staan al lank en klop by die deur. En dit is wonderlik hoe 'n skilder met kuns so kragtige boodskap kan oordra. As ek die lig wat gekom het na die mensdom in die donker, wat my binneste verlig, wil ervaar, moet ek die lig inlaat. Kyk, ek staan met die deur en ek klop. Ek wil saam met jou fees vier. So ergens moet ek hierdie lig in my lewe inlaat. Ergens moet ek kan oopmaak, want Jesus gaan nie oopmaak nie. Hy wil nie oopmaak nie, hy wil hê ek en jy moet oopmaak. En sê hierdie lig moet in my binneste wees. Ek wil nie net 'n prentjie op jou baadjie wees of 'n inskrywing in jou dagboek Sondagoggend 9:30 kerk nie. Ek wil die lig in jou lewe wees wat in jou donker lig bring. En as ek die lig in my het, wat dan? Dankie, Peer. Die tweede stukkie kuns wat ek by jou wil los is 'n gedig van Howard Thurman, The Work of Christmas. Epifanie gaan oor die werk van Kersfees. The work of Christmas. When the song of the angels is stilled, when the star in the sky is gone, when the kings and princes are home, when the shepherds are back with their flocks, the work of Christmas begins. To find the lost, to heal the broken, to feed the hungry, to release the prisoner, to rebuild the nations, to bring peace among people, to make music in the heart. Waar gaan Epifanie? Waar gaan hierdie teks? Dit gaan oor dat ons mense van die lig is, mense wat die lig in ons inlaat, sodat dit in die wêreld kan inskyn waar ons heen gaan. Een van die ervarings wat ek het rondom die vorige die skildery is, Jesus het die lig in sy hand. Die lig is rondom sy kop ook. Hy is die lig. Maar hy het lig wat hy vir ons wil gee, waarmee ons in die wêreld ingaan. Maar vriende, as ek nie Jesus in my lewe het en gebuig het, toegelaat het dat hy die lig van my lewe is nie, dan is ek net vonke. Die werk van Kersfees is waar ons nou is. Jesus is nie 'n item in 'n jaarprogram nie. Jesus is nie 'n tema op 'n kerstafel nie. Jesus is die lig wat jukke wil kom afhaal. Goed waarmee jy worstel in jou eie lewe, goed wat jy wegpak, wat jou
ongemaklike oomblikke oorweldig. Goed buitekant jou wat jy mee worstel, donker goed wat die lewe vir jou swaar maak, goed waar jy bekommerd is, gesondheid, finansies. Die lig wil daarop skyn, as jy dit toelaat. En terselfdertyd is ons ligdraers, wat ons hier uitstap met 'n lampie in die wêreld ingaan, waar ons opdaag, hoop en lig te bring. Mag jy vandag in ons nagmaal ervaring beleef dat Jesus die lig in die hand van 'n leier in ons gemeente na jou toe kom, deur sy bloed en deur sy liggaam. En wanneer jy ontvang, dat jy sê, Here, ek ontvang u lig. Ek is nie besig met 'n godsdienstige dramaatjie nie, ek ontvang dit. Verlig my en laat my lig wees. In dit wat ek doen. Ek wil jou nooi om 'n lied saam te sing, as deel van ons voorbereiding vir die nagmaal. Ek wil sommer vir jou nooi as jy by ons kuier vandag, jy is van 'n ander plek af of 'n ander gemeente en jy wonder daaroor, wil ek jou nooi en sê, jy is welkom. As jy bely dat Jesus jou Here is, jy is welkom om saam met ons aan die tafel te wees. Deur dit hardop saam uit te spreek. Dit gaan so. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En ons glo in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader, voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God. Verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword en deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Terwyl ons so staan, dankie Here vir die voorreg om vanoggend die lig wat uit u lig uitkom te kan ken. Here Jesus, ons wil ons deur na ons eie duisternis vir u oopmaak. Here, ons wil in ons geloofsfamilie nie net besig wees met geloofsgodsdienstige rituele en dinge wat ons doen nie. Here, ons wil in gemeenskap wees met die lig. Help ons, Here, om die deur oop te maak, die bossies weg te kap en dit oop te hou. En Here, ons wil lig bring in ons wêreld, want dit is wat u ons geroep het om te wees. Lanterns wat ons dra en wat u stuur na waar dit donker is. Ons bid dat u vir ons sal voed in ons gees met vandag se nagmaalsete. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.